Baie hartlik welkom, liewe vriende, vandag by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Aan God alleen al die lof en eer op hierdie pragtige dag, wanneer ons saamkom rondom sy woord as Christene. En mag vanoggend se boodskap uit die Here se woord vir jou baie beteken. As jy vandag die eerste keer hier by ons inskakel, wil ek graag vir jou uitnooi om deel te word van ons geloofsfamilie. Uit die Woord Digitaal is 'n interkerklike bediening vanuit die Here se woord wat suiwer, Bybels en eerlik die woord van God met almal dwars oor die wêreld deel. En dis absoluut gratis om by ons in te skakel. Jy's baie welkom om aan te sluit by ons YouTube-kanaal of jy kan inskakel by ons WhatsApp-groepe waarop ons elke dag 'n oggendoordenkings uitstuur na alle mense wat daarbey ingeskakel is. Dit is ook gratis. Hieronder by die kommentare kan jy die skakel kry hoe om aan te sluit by ons WhatsApp-kanaal of jy kan na die nommer hier op die skerm 'n boodskap stuur en ons sal vir jou byvoeg. Op die 6de September bied Uit die Woord Digitale spesiale erediens aan by die Safari Garden Center in Pretoria, Linwoodweg. By hierdie mooi geleentheid gaan ons die Here aanbid, loof en prys in persoon. Dis gratis om dit by te woon, maar jy moet jou plek bespreek by die skakel wat hieronder by die kommentare is. By hierdie mooi geleentheid stel ek ook my tweede boek bekend, Jesus, die Koning en sy Koninkryk, en jy kan dit daardie dag daar direk na ons diens, kan jy so 'n eksemplaar vir jouself koop, teen slegs R80 per boekie. Ons wil jou baie graag daar by ons verwelkom en daarom nooi ons jou uit om by ons aan te sluit op die 6de September. Ons wil baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies wat ons kanaal in stand hou. Jou skenking help dat ons bediening kan bly voortbestaan, dat ons die woord van God suiwer met almal kan deel en dat ons 'n groot verskil in hierdie wêreld kan maak. Ons deel ook Bybels uit en doen diens van barmhartigheid en bejaardesorg. En dankie dat jy ons hande sterk maak. Liewe vriende, nou op hierdie pragtige oggend gaan ek en jy stil word voor die Here en is my baie groot voorreg om die woord van God met jou te deel en kom ons word vanmôre eers saam stil in gebed en ons vra dat die Here ons harte sal open vir sy woord. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike dag uit u hand. En dat ons as u kinders u kan aanbid en loof en prys. Want u is ons God. U is die enigste God. U ken ons by die naam en u het 'n plan vir ons lewens. By hierdie geleentheid is ons by mekaar, Here, om te luister na u woord en na u wil vir ons lewens. Maak ons harte oop vandag. Praat met ons deur u woord en gees en bou ons op in die geloof dat ons lewens u kan verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons praat vandag saam oor die tema, bestaan die duiwel regtig? Nou daar is in die moderne tye waarin ons lewe, baie mense wat sê, dat hierdie sommer net 'n bangmaak storie is, wat deur mense uitgedink is. As jy na baie storieboeke kyk, of selfs hoe die middeleeuse kerke die duiwel probeer uitbeeld het, dan raak baie mense bang en vreesbevange daarvoor. Sommige sê nee, wat dit is 'n filosofie wat mense uitgedink het. Ander sê weer, nee, dit is deur die kerk uitgedink om mense bang te praat met die hel. Maar wat leer die Here se woord? En vanmôre gaan ons stil staan by hierdie tema. Bestaan die duiwel regtig? En ek en jy kan maar net ons antwoord in die Here se woord kry. Nou wanneer ons na die teks vandag kyk, dan moet ons ook weet dat hierdie nie iets is wat deur mense uitgedink is nie. En ons moet die teks gebruik, die Bybel gebruik as die rigsnoer vir ons lewe. As ek my eie filosofie gebruik en die Bybel eenkant toe skuif, dan verwerp ek die Bybelse waarhede. En dit is in stryd met wat die skrif self daaroor leer. So kom ek en jy word vandag stil voor die Here en ons gaan kyk vanuit die Bybel, wat leer God se woord vir ons? Bestaan daar regtig so iets soos die Bybel? Wat sê die Bybel?
Dit is ons vraag vandag. En as ons na die Bybel toe gaan met 'n oop hart en 'n oop gemoed, en ons gaan lees wat daarin staan, dan gee die Bybel vir ons 'n reguit antwoord. Ja, daar bestaan iets of iemand soos die duiwel. Reeds in die boek Genesis, in Genesis hoofstuk 3, ontmoet ons die slang wat die mens na sonde toe verlei. In Openbaring 12 vers 9 identifiseer daardie hoofstuk en daardie vers die slang as die een wat bekend staan as die duiwel of die Satan. Maar die sterkste getuienis hiervan kry ons by Jesus Christus self. Jesus praat nie oor die duiwel asof hy maar net 'n mite is of 'n storie of 'n sprokie nie. Hy gebruik nie die duiwel as beeldspraak of 'n onpersoonlike mag nie. Maar as ons na Jesus se eie lewe kyk, sien ons dat Jesus praat met die duiwel. Jesus word deur die duiwel versoek. Jesus waarsku teen die duiwel en Jesus beskryf sy karakter en sy werke. En as ons dus Jesus se woorde ernstig opneem as kinders van die Here, dan kan ons nie ontken dat daar so iets of iemand as die duiwel bestaan nie. Maar ons moet ook baie duidelik daarmee saam iets anders sê. Die Bybelse boodskap gaan nie hoofsaaklik oor die mag van die Satan nie. Die Bybelse boodskap gaan oor die heerskappy en die oorwinning van Jesus Christus ons Here. Daarom kyk ons vandag na hierdie Bybelse waarhede, sodat ek en jy 'n baie duidelike antwoord kan hê op hierdie vraag. Nou vandag, vriende, gaan ons stil staan by 3 belangrike hoofpunte vanuit die gedeeltes wat ons gaan lees. Die eerste belangrike hoofpunt vandag is die volgende. Jesus leer dat die duiwel 'n werklike persoonlike vyand is. Nou in Johannes 8 vers 44 sê Jesus, hy was 'n moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Let baie duidelik op hoe Jesus hier oor die duiwel praat. Hy praat van hy. Hy was 'n mensemoordenaar. Nou hy beskryf hom dus as iemand wat iets doen. Hy's 'n moordenaar, 'n mensemoordenaar, en hy lieg en hy vernietig. Jesus sê verder, wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader van die leuen. Hierdie is baie persoonlike taal, wanneer Jesus hier self praat. Jesus beskryf nie bloot hier een of ander abstrakte beginsel van boosheid nie. Hy's nie hier besig met een of ander sprokie of 'n mite nie. Hy beskryf 'n werklike geestelike wese wat teen God en teen God se waarheid staan. Ons sien dieselfde in Matteus hoofstuk 4. Jesus gaan na die woestyn en hy gaan die woestyn binne tydens sy versoeking en toe staan daar in die teks, die versoeker het na hom gekom. En die duiwel praat met Jesus in Matteus hoofstuk 4. As u die seun van God is. So Jesus antwoord hom dan direk daarop, gaan weg van my Satan, en dan vind hier 'n werklike konfrontasie plaas tussen Jesus en die duiwel. Die duiwel probeer om Jesus te versoek om van die weg van gehoorsaamheid af te dwaal en sy Vader nie gehoorsaam te wees nie. Daarom moet 'n Christen nugter wees. Ons kan nie die duiwel onderskat nie. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8 sê die volgende: Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ons hoef nie bang te wees vir die duiwel nie, maar ons mag ook nie naïef wees vir hom nie. Ons het 'n werklike geestelike vyand wat die Satan of die duiwel genoem word.
Ons tweede punt vir vandag is: Jesus leer dat die duiwel deur leuns en misleiding werk. Nou liewe vriende, daar in Johannes 8 vers 44 kom die Here Jesus Christus self en hy sê dat die duiwel is 'n leuenaar en hy's die vader van die leuen. Die Satan se groot wapen is die leuen. En dit is reeds hoe hy daar in Genesis hoofstuk 3 begin werk het met Adam en Eva. God het gepraat, maar Satan bevraagteken die opdragte en die woorde van God. Hy sê, is dit ook so dat God gesê het? Vra hy aan Eva. En dit is ook nog een van sy strategieë. Hy wil twyfel saai oor die woord van God. Het God dit regtig gesê? Kan jy die Bybel regtig vertrou? Is Jesus werklik die enigste verlosser? Is sonde regtig so erg? Sal God werklik kom oordeel? En daarom is een van die grootste gevare van die kerk vandag, liewe vriende, nie noodwendig openlike vervolging oor ons geloof nie, maar dwaalleer. Paulus waarsku in 2 Korintiërs 11 vers 14, die Satan verander hom in 'n engel van die lig. En dit beteken, liewe vriende, dat die leuen nie altyd soos 'n leuen gaan lyk nie. Soms klink die woorde baie mooi. Soms klink dit godsdienstig. Soms klink dit baie regverdig. Soms word die naam van Jesus selfs daarin gebruik. Daarom kan ons nie elke boodskap glo bloot omdat iemand gesê het, maar God het dit vir my gesê nie. Ons moet vra, wat sê die skrif? Wat leer die Bybel vir ons? Dis presies wat Jesus ook gedoen het, daar in die woestyn toe hy deur die Satan versoek is. Elke keer wanneer die Satan na Jesus toe gekom het, het Jesus geantwoord, daar is geskrywe. Jesus antwoord die leuen met die waarheid vanuit God se woord. En dit leer ons 'n geweldige belangrike ding, liewe vriende. Ons beskerming teen dwaling is nie sensasie of menslike opinies of standpunte nie, of menslike wysheid of geestelike ervarings nie. Ons moet die waarheid ken. Jy moet die woord van God ken. Daarom moet elke kerk voortdurend terugkeer na die suiwer woord om te gaan toets. Wat leer God se woord? Die suiwer verkondiging van die woord moet plaasvind. Dit is die wil van God vir ons lewe. Ons moet die evangelie ken. Ons moet ook Christus ken. Want waar die waarheid van God se woord helder en suiwer verkondig word, word Satan se leuns alles ontmasker. Ons derde punt vandag. Jesus leer dat die duiwel 'n verslaande vyand is. Nou hier lê die groot troos vir ons as kinders van die Here vandag. Ons glo nie dat God en die Satan op die gelyke speelvlak is nie. Hulle is besig in 'n stryd met mekaar en ons weet nog nie wie het gewen nie. Ons glo dit nie. Satan is nie God se gelyke nie. God alleen is God. Satan, broeder en suster, is 'n geskape wese. Hy het beperkte mag. Hy kan niks buite God se toelating doen nie. En bovenal, Jesus Christus het gekom om die werke van die Satan totaal en al te verbreek. In Johannes 12 vers 31 sê Jesus die volgende: Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. Nou Jesus kyk by hierdie gedeelte vooruit na sy kruis, na dit wat gaan kom. Dit lyk op Golgotha asof die wêreld, asof die duisternis, asof die Satan oorwin het. Jesus word verraai, hy word verwerp, hy word gespot, hy word gekruisig en hy sterf aan die kruis. Maar juis daar waar Satan gedink het, nou het ek oorwin, het Jesus die finale oorwinning oor die wêreld en oor sonde en oor die Satan kom behaal. In Kolossense 2 vers 15
staan daar dat Christus die owerhede en die magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Die kruis, broeder en suster, is nie Jesus Christus se nederlaag nie. Die kruis is die oorwinning. Hebreërs 2 vers 14 sê dat Jesus deur sy dood hom tot niet kom maak wat mag het oor die dood, dit is die duiwel. En toe kom die opstandingsoggend. Die graf is leeg, Jesus leef, die dood is verslaan en Satan kon hom nie oorwin nie. Want Jesus Christus het opgestaan en hy triomfeer en hy regeer. En daarom hoef ons as Christene nie bang te wees vir die Satan nie. Ons harte hoef nie vreesbevange te wees wanneer ons oor die duiwel praat nie. Ons leef onder die heerskappy van die opgestane Here Jesus Christus en alle mag en gesag behoort aan hom alleen. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nou let op die volgorde. Onderwerp julle aan God. Ons oorwinning lê nie in onsself nie. Ons oorwinning lê in Jesus Christus ons Here. Nou, liewe vriende, daar is twee uiterstes waarvoor Christene baie versigtig moet wees. Die eerste is om die duiwel heeltemal te ontken en te sê dit bestaan nie, want dit is teen die Bybel en dit is nie waar nie. Die tweede is om voortdurend behep te wees met die duiwel en in alles en almal een of ander duiwel raak te sien. Dit is ook ongesond en dit is ook onbybels. Die Bybel roep ons nie op om in elke probleem en in elke siekte en in elke teleurstelling en in elke moeilike gebeurtenis dit onmiddellik aan demone of die duiwel toe te skryf nie. Ons fokus moet elders wees. Ons fokus moet op God se woord wees, dis die belangrikste. Ons moet die suiwer leer van Jesus Christus uitleef en ons moet onsself op Christus gaan fokus elke dag. Paulus skryf in 2 Timoteus 4 vers 2 en 3 hierdie woorde: verkondig die woord, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Dit, broeder en suster, is wat die kerk vandag nodig het. Nie sensasie nie, nie beter programme om mense te lok nie, nie allerlei spekulasies oor die duiwel of demone nie, nie 'n obsessie met die duisternis nie. Die kerk het die woord nodig, God se woord, die suiwer woord. Ons moet die waarheid ken, naamlik die Satan is 'n leienaar. Ons moet die evangelie ken, want Christus is ons verlosser. Ons moet die skrif ken, want daarin hoor ons die stem van ons Here. En ons moet ons oë hou op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. In 1 Johannes 3 vers 8 staan die volgende: vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Liewe vriende, daar is hoop. Ek en jy moet fokus op Jesus, want hy is die oorwinnaar. Bestaan die duiwel regtig? Die Bybelse antwoord: ja. Jesus sê dat hy wel bestaan. Is hy gevaarlik? Die Bybelse antwoord: ja. Daarom waarsku die skrif ons om nugter te wees en waaksaam vir hom te wees. Moet 'n Christen in vrees vir die duiwel lewe? Nee, want Jesus Christus het gesterf, hy het ook opgestaan uit die dood, hy het getriomfeer, hy regeer en alle mag behoort aan hom. Hy is die ware God en Here. Daarom is ons grootste taak om nie die duiwel oral in alles en almal raak te sien nie. Ons taak is om Christus te ken. Ons taak is om sy woord te glo. Ons taak is om by die suiwer leer van God te bly. En ons taak is om Jesus Christus gehoorsaam na te volg en van sy redding en liefde te getuig. Efesiërs 6 vers 10 sê: word kragtig in die Here
en in die krag van sy sterkte. Dit, broeder en suster, is waar ons veiligheid lê. Nie in ons eie krag nie, nie in mense nie, nie in ons eie kennis nie, nie in ons vermoë om die Satan te probeer uitoorlê nie. Ons veiligheid lê in Jesus Christus, die oorwinnaar. Daarom, my liewe broeder en suster, bly by die woord. Bewaar die suiwer leer. Toets alles aan die skrif. Weerstaan die duiwel. En hou jou oë gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Want die duiwel is werklik, maar Christus, Jesus, ons Here, is waarlik Here. En die finale oorwinning behoort aan hom alleen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag so rondom u woord kon wees op hierdie pragtige Sondag. Dankie dat u woord die waarheid is. Jesus het dit self gesê in Johannes 17 vers 17. Daarom maak ons hierdie woorde ons eie en ons glo daarin. Vandag het u vir ons 'n baie duidelike antwoord gegee oor die duiwel. Maar Here, ons fokus is nie op hom nie. Ons fokus is op Jesus. Hy is die oorwinnaar, hy is ons Here en Redder. Aan hom kom alle lof en eer toe en vir hom wil ons lewe met alles wat in ons is. Help ons daardeur deur u Heilige Gees en dankie Here dat u in ons woon en werk sodat ons lewens u kan verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende dat u vandag ingeskakel het. Mag die Here vir u ryklik seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer op 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.